Wat 'n voorreg om met ons kliënte te praat oor ons eerste 6 maande. Natuurlik, weet elkeen van ons en elkeen van u wat besighede het, jy spook en spartel met daai besigheid wat jy het. Jy probeer die goed wat jy kan beheer in daai besigheid so goed as moontlik doen. En as 'n mens terugreflekteer na hierdie jaar toe, goeie plantseisoen gehad in 23, ons het teen, jy weet hierdie eerste tweede week van Desember was ons die aanplantings goed gelyk. Ek dink, ek weet ons het vir onsself gesê, ons is ook nie op 'n slegte plek nie. Dit was 'n bietjie droog en hoë temperature, maar dit het hier rondom die Kersnaweek, as jy onthou, het dit aansienlik verander. En vir die volgende 4 na 5 weke, tot hier na die einde van Januarie toe, het ons baie goeie reën van frontale stelsels gehad. En ons het teen die einde van Januarie 2024 het ons vir onsself gesê, ja, hier is 'n uitstekende oes aan die kom. En soos altyd, jy weet, is die natuur nie van ons denke afhanklik nie. Dit het ophou reën, baie min gereën, baie hoë temperature vir die volgende 6 weke. En ons het hier teen die eerste naweek van April, paasnaweek van April, het daar toe eers weer beter uitverspreide reën plaasgevind en die nasionale oes het hier rondom 22-23% wat mielies aanbetref afgeneem, wat sojas aanbetref oor die 30%. En natuurlik het die sentrale en westelike gedeelte van die land baie harder toestande en verliese gelei en natuurlik het ons besigheid soortgelyk of in opvolging daarvan het dit baie afwaarts aangepas en jy sal sien dat ons halfjaar resultaat hoofsaaklik as gevolg van dit redelik af is. En dan het die wat in die primêre boerdery is, die was minder winsgewend gewees en onder druk gewees as gevolg van internasionale graanpryse wat af is. En ook in die lewenawe sektor het, jy weet ons bees en skaap en varkboere en ook die hoenderboere as gevolg van die hoër plaaslike prysvlakke relatief swaar gekry. Ons kan sien slaggetale het baie toegeneem. So dit beteken ook dat ons insetkanaal besighede weet relatief swaar gekry het. Dan ons marktoegangs, ons finansiële dienste besigheid, 'n baie meer stabiele besigheid en 'n enabling besigheid, 'n besigheid wat jy weet se effek uitgespeel word aan die ander besighede. As ek kyk na die insetbesighede kaal, eintlik die meetbare, die fisiese meetbare eienskappe of resultate van daai besigheid het eintlik goed gereflekteer. Die finansiële impak is natuurlik marges wat onder druk is, hoë voorraadvlakke. Daai goeders het 'n bietjie 'n ander effek gehad. Dan op die ons semi-prosesseringsbesighede waar ons en kondisioneringsbesighede wat dit net voor die verdere prosesseringsmark is. En daai mark het ons omdat die vorige 2-3 jare goeie oeste was die kalkbehoeftes was goed gewees en die Bastion besigheid het goed gedoen en Varutech het goed gedoen en dan ook ons rosyne besigheid in Upington as gevolg van die swakker oes wat daar in Turkye was en beide ons plaaslike volume wat op was en dan ook teen beter pryse verkoop het daar besighede ook beter gedoen. So die besigheid is heel wat af, maar ek dink belangrik, ons kon die groep, as ons terugkyk na
moet sê 4-5 jaar terug, kon ons die groep baie beter posisioneer om hierdie laer volumes te hanteer, waar ons in die verlede baie ver teruggesak het ons nou nominaal na 'n beter vlak toe teruggesak. Karl, miskien jou view op die volgende 6 maande, hoe dink jy behoort dinge uit te speel? Ja, dankie François. Ja, ek dink as ons net 'n bietjie kyk wat die afgelope 12 maande in Suid-Afrika en die wêreld gebeur het. Daar was baie verkiesings gewees en alles het goed afgeloop, al die verkiesings in die wêreld het goed afgeloop. En basies in Suid-Afrika het ons 'n regering van nasionale eenheid wat definitief se siening van die buitewêreld meer positief is en daarom volgens het die rand 'n bietjie versterk die afgelope 12 maande. Inflasie is besig om af te neem, rentekoerse is besig om af te kom. So van 'n produsent se kant af is die koste eenheid in hulle besighede se inflasie definitief besig om af te neem, wat positief is. Dan in terme van aanplantings, ek dink ons is tans hierdie week amper in ons gebied 60% geplant. Teen die tyd dat die resultate uit is ons seker tussen 70 en 80% geplant wees. So aanplantings in die gebied vorder goed. Dis nou maar hoe die reënval uitspeel in die produksieseisoen. Wat gaan beteken hoeveel graanvolumes daar is en hoeveel graanvolumes in die volgende seisoen deur marktoegang binne in die Sembes portefeulje ontvang gaan word. As jy dan verder kyk na ons gebied, dink ek is daar is wat baie belangrik is in die volgende 12 maande is hoe Suid-Afrika hulle self posisioneer in terme van in die wêreld, in terme van politieke gebeurtenisse om seker te maak ons handelsvernote, ons kan nog steeds goeie verhoudings bou met ons handelsvernote in die wêreld. En ek dink dan wat nog 'n aspek van 'n wêreld gebeurtenis wat baie belangrik is hoe die oorlog tussen Oekraïne en Rusland en die Midde-Ooste in die volgende 12 maande hanteer gaan word en of moontlike ooreenkomste en vrede bewerkstellig kan word daarso. Ja, ek dink jy weet, om hierdie boodskap aan ons klante mee af te sluit, ons is baie dankbaar vir elke randse besigheid wat met ons gedoen word. Ons mik nie vir 'n bepaalde finansiële resultaat nie. Ons mik vir operasionele prestasie op klantevlak. Die finansiële resultaat is 'n gevolg daarvan. Herinner jy maar net weer daaraan. Ons het 'n oorhoofse beleid wat sê enige winste wat ons in 'n jaar maak, gee ons min of meer 'n derde daarvan terug, belê ons terug in die besigheid. Dit is hier in die omgewing van tussen 200 en 300 miljoen rand. So capex wat ons terugbelê in die besigheid. En dit het ten doel om beter fasiliteite vir u daar te stel, om besigheidsverhoudings aan te help en direkte impak op die besigheid te hê. Ons bou so omtrent 'n derde van daai besigheid en dan in terme van aandelekapitaal en dividende verklaar ons 'n derde daarvan. En ons hou dit al vir 'n klomp jare so. Dit beteken, jy weet dat in die laaste 5 jaar ons meer as 'n miljard rand terug investeer het in hierdie besigheid. Op individuele vlak kan jy nou sien waarmee ons besig is. Natuurlik vat daai Capex program langer as wat jy wil hê dit moet vat. So ons vat dit streek vir streek. Ek dink wat ons in hierdie volgende jaar beplan is weer verdere uitbreiding en investering in van ons insetbesighede in bepaalde streke. Ons kyk ook na ons toerustingbesigheid. Ons kyk baie sterk na ons graanbesighede. Ons sal ook, jy weet ons, soos wat ek gesê het, ons ander fasiliteite opgradeer
en opdateer. Ja, baie dankie. En my hoop is dat u en die gesinne en die werkers dat dit met u goed sal gaan. Want dit is maar eintlik die behoud van die platteland. As ons primêre produsente kan aanhou om te investeer in gemeenskappe en infrastruktuur en ons daarmee saam dit doen, dan het dit so kans. Ek dink wat ook al die regering doen, moet hulle doen, maar dit is eintlik 'n bietjie buite ons beheer vir nou. Ons doen die goed waarop ons onmiddellike effek kan hê. Ek wens vir u al die beste toe. En u bietjie tyd hopelik saam met u gesin en die geliefdes kan spandeer en dan om werklik waar by die essensie van Kersfees uit te kom. Op 'n baie persoonlike vlak, weet ons het vir een van ons baie prominente leiers in ons groep, Wikus Grobler, het ons verloor, en ons, geweldig baie aan sy familie. Wikus was 'n baie unieke mens en ons dink en ons bid vir julle deurlopend. Baie dankie.